Goeiedag by Maandag met Morney. Dit is so lekker om weer saam met jou te kuier. Dankie dat jy view, dankie dat jy subscribe, dankie dat jy like. En ek is so bly hierdie podcast groei van krag na krag. Kom ons gaan kyk wat is nuttelose inligting vir hierdie week. 'n Nuttelose inligting hierdie week was die baie famous toespraak van Martin Luther King Jr. Hy het daai toespraak gelewer. I have a dream that one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Ook in hierdie week, in Frankryk, is prinses Diana en sy dood verongeluk in 'n kar. Baie welkom terug by Maandag met Morney. En vandag het ons 'n baie groot voorreg om met 'n gas hier te gesels. Eintlik 'n baie naby vriendin persoon. En dit is Lisa Katske. So Lisa, baie welkom by ons podcast. En sy het 'n baie unieke storie, maar haar storie roer ons harte en ons emosies, want waardeur sy en haar gesin gegaan het, dit is verrykend. Dit was onbeskryflik moeilik. En ja, die Here het jou gebruik in soveel dinge in jou lewe al, mamma en vrou en talentvolle sanger, talentvolle verhoogpersoonlikheid, lei worship by die gemeente, fenomenaal, maar iewers in jou lewe was jy tot stilstand geruk. En ons wil teruggaan na COVID toe, en COVID voel of dit 'n ruk verby is al, maar COVID is so 'n realiteit vir soveel mense en soveel gesinne. So Lisa, almal wat hierna luister nou, ons gaan COVID toe. Julle was 'n baie tight gesin gewees. Vertel 'n bietjie hoe het gesin setup gelyk vir julle? Okay, so eerstens dankie, dis lekker om saam met te kuier vandag. So ek en my man het ons huis moes verkoop want my pa en my ma was in finansiële krisis gewees. En toe het ek en my man en Sander ingetrek by hulle. So dit was my ma, my pa. My pa het rheumatoid arthritis gehad en osteoporose, maar in die ergste vorm. Dit het al gebeur op die ouderdom van 28. My ma het hom versorg maar basies en dan het ek 2 broers en 'n sussie ook. My sussie het haar eie gesin en my oudste boetie wat oorlede is, hy het Down syndroom gehad. En my ander boetie het cerebral palsy. So ons het ingetrek almal saam in die huis en ons het na hulle basies gekyk. So ons was 8 mense in totaal in die huis. Ja, wat eintlik baie lekker was, want ek moet sê as ek vandag terugkyk, dan dink ek dit was so groot voorreg en eintlik so groot eer. Dit is asof die Here mens jou daar geplaas het om by hulle te wees in daai tydperk. So ons het vir omtrent 13, 14 jaar so saam gebly. Ek wil net vra, ja. Ja, en toe intussen is Kessia ook gebore daar, so ja, dit was lekker. Ons het saam gekook, saam gebly. Dit was nie altyd maklik nie, omdat jy weet my ma's maar dis haar huis ook en ek is ook maar 'n vrou van my eie gesin, maar ons het dit gemaak werk. Dit het net gewerk. En toe ons die huis verkoop het omdat hulle huis groter was as ons en het ons toe nou maar daar ingetrek want dit was net meer spasie om na hulle te kon kyk. So net in dit was dit klaar 'n massiewe sacrifice. Verkoop huis, kom as 2 gesinne by mekaar. Julle almal van mekaar gehou, maar ek meen 8 mense met al die uitdagings saam met dit. Ja. En as jy spesiaal nou dink aan liggaamlike uitdagings wat daar is en so iets interessant, jou boetie wat Down syndroom was, hoe oud was hy? Vertel 'n bietjie meer van hom. So hy was wel net voordat hulle oorlede is, was hy was 52. En hy was amazing. Hy was mal oor. Hy het 'n ding gehad met die huisgenoot. So hy het huisgenote versamel in stapels en dan het hy altyd die blokkies raaisels ingevul en hy sal soos oor 'n lettertjie gaan soos 'n A, dan sal hy soos 10 keer oorgaan of 'n B 4 keer. Hy het die mentaliteit gehad maar van 'n 4-jarige. Maar Kan ek net daar stop? Ja. Ek het huisgenoot gekyk vir Bolly. Vir Bolly, ek onthou Bolly ook. Ja, ek het ook. Ja, daai was altyd So lekker. ek hoor nou jou boetaatjie, jou sussie, hoe oud is sy? Waar pas sy in die gesin? My sussie is nou 54, so my boetie met Down syndroom was die oudste, en toe sit sy
is gebore met haar heupe uit potjie ook, so sy was ook in 'n gips in haar klein tydlewe. En toe is dit nou my boetie Paul en hy's ook 53 en ja, so hulle was eintlik maar so kort op mekaar gewees en toe ek is nou die laat lammetjie. So nou is julle almal in hy so laat lammetjie. Hoe laat lammetjie? Ek is 9 jaar. Okay. 9 jaar later. So ja. Nou is ons almal in 'n huis. Ja. Julle almal bly in een huis saam. Ja. COVID gebeur. Hoe voel dit? Ek dink almal kan teruggaan na COVID toe. Hoeveel ure was ons in ons huise vasgevang gewees? Hoe voel dit? Al die mense saam, jy kan nêrens heen beweeg nie en toe het mense om ons begin siek raak. Vertel ons bietjie deur daai journey van hoe was COVID? Dit was erg. Ek dink meestal het mense in vrees gelewe. Vrees vir die onbekende en om daar vas te sit en jy kan nie uitkom nie en ek moet sê ons as 'n gesin was baie positief. Almal van ons. My ma is 'n groot kind van die Here gewees. Ek het altyd gesê, soos Connie ook altyd sê, jy weet, daar's die hemel en daar's die wolke en daar was my ma. So sy was soos regtig 'n engel in ons huis. My pa was absoluut my hero. Hy was alles vir my. Hy was soos die man in my lewe. Hy was die absolute perfekte voorbeeld van 'n pa en 'n man gewees in ons huis. En ja, so dit was maar taaf vir ons almal. Almal was maar nie eintlik geweet wat om te verwag nie. Gaan ons dit kry, gaan ons nie kry nie. Ons het maar baie gebid in die huis, maar vertrou en geglo. Maar om so vas te sit, ek dink vir almal was dit maar net, dit was 'n weird tyd. Dit was 'n weird tyd. Maar ek moet sê, ek dink die seëning van COVID was meer gewees die tyd wat jy gehad het met jou mense. Dis amper asof jy geforseer was om, jy is nou maar in die huis saam, so nou moet jy maar gedoen. Het julle ook baie gebak? Ons het ons het nuwe gebak. resepte. Ja, ons het gebak en ons het gekook en ons het gebraai en ons het tyd saam spandeer en speletjies gespeel, gameboards. Jy weet, ons het movies gekyk, ek en my ma het baie Bybelstudie gedoen. So ja, ek dink daar was so eintlik 'n halfe 'n blessing in disguise gewees. As ek kan onthou wat ek gedoen het, ek het langs ons swembad, as 'n stukkie gras, het ek 'n army tent gaan opslaan. En ek het elke dag aan daai army tent gaan sit en gelees en Bybel gelees en ek dink ek het 'n ou puzzle iewers gaan uitkrap ook. Ek dink almal het gaan puzzles iewers uitkrap. Elisa, en weet jy wat ek gedoen het? Ek het amper elke dag, en ek weet nie of dit goed of nie goed was nie, het ek gekyk wat is die sterftesyfers. Ja. Want hulle het elke dag die nuwe stats uitgebring. En ek het gaan kyk reg oor die wêreld en naderhand in Suid-Afrika na die sterftesyfers. En ek was die ou wat gesê het ek sal uitgaan na die winkels toe en dan kan ek onthou, dit was 'n masker met 'n visor, met handskoene, met sanitize. En die ouens het vir my gelag, maar as ek huis toe gekom het ek elke liewe ding gesanitize. So dit was 'n ander wêreld, maar en elke dag se sterfsyfers het begin praat. So ek wil nou daar begin en dis meer sensitief vir jou. Julle is as 'n gesin, wie het eers COVID gekry, wat was die simptoom en hoe het dit toe uitgespeel? Okay, so eintlik het dit gekom by my oom en my tannie, my ma se sussie en haar man. So my ma se sussie en haar man en my ma en pa was baie naby aan mekaar. So hulle het gereeld saam ook gebak. So en gereeld saam gekook. En veral toe COVID begin, het hulle nou by mekaar gekom en hulle het nou vooruit, jy weet mos die ou mense het altyd mos geglo met vooruit kos prep. Ja. Jy weet, en hulle het eendag net daar gestop en ietsie kom aflaai en hulle het gesê hulle voel nie so lekker nie, maar niemand het enigiets daarvan gedink nie. Hulle was alright en toe het hulle nou positief getoets. En ons het ook maar dieselfde gedoen, alles gesanitize, ons het maar al die protokol gevolg, ook heeltyd die sterfte syfers dopgehou die heeltyd. Ek dink daai het meer vrees, jy weet, in 'n mens opgewek. En toe het my ma het eers begin siek voel. So sy het eers begin voel, sy voel nie lekker nie. En ons moes haar nou toe laat toets. So ek het haar nog die dag gevat deur na die Unie Hospitaal toe. En wat nou so bouvallig is. En ek sal daai dag nooit vergeet nie. Sy het so goor gevoel, maar sy was 'n proper lady, kyk nee, sy was mooi aangetrek, netjies en by die container gegaan en ons het toe nou maar gewag vir die uitslag. Die volgende oggend het my neef, wat 'n dokter is, het ons toe nou laat weet sy is positief. So ons almal moet isoleer vir 10 dae. So sy het eers positief getoets en
Ja, Jou ma was positief, né? ja, Het almal in die huis COVID gekry? ja. En van toe af het jou ma se gesondheid baie agteruit gegaan of was dit jou pa? Wie se gesondheid het so agteruit gegaan dat jy besef, hoorie, miskien moet ons verdere mediese hulp inkry? So nadat my ma positief getoets is, het my neef gesê, die dokter gesê ons moet almal maar gaan toets. En toe het ons een na die ander maar almal positief getoets. So ek sou sê sy was taamlik siek geweest. My pa was baie siek geweest en my boetie met Down syndroom want hy was ook maar oorgewig. Hulle het almal maar ekskuus ek kan nie nou die Afrikaanse woord onthou nie, maar comorbidities gehad. My ma het maar 'n hartding gehad. My pa het maar, jy weet, sy het skildklierprobleme gehad en sulke goed en dan sy arthritis en my boetie met Down syndroom, hy het ook maar bietjie hartversaking gehad. So ek sou sê hulle 3 was die siekste. Sommiges in die huis het dit heeltemal goed hanteer. Die kinders het gelyk asof hulle niks maak nie. Ek meen hulle het ontbyt gemaak. My boetie en my man François het siek geraak, maar hulle was nie so siek nie. Ek was nogals taamlik siek ook, soos bietjie plat geslaan met dit, ja. So Lisa, julle almal het COVID. Ja. Waar het julle besef, pappa of mamma is so drasties kritiek siek, ons moet hulle nou laat opneem? Vertel van opneem, daai vrees alleen, want jy weet, jy sien nie jou geliefdes nie, want dis isoleer. Ja. So in dag, hoeveel het julle hulle hospitaal toe begin vat, of wie was eerste soontoe? So hulle sê mos op daai tyd, dit was die Delta variant geweest wat nou 'n bietjie erger was as die vorige ene wat ons almal gekry het. So die eerste, wel hulle sê dis mos maar 'n 10 dae incubation, jy weet, periode. So in daai 10 dae het ons het baie gebid. Toe ons almal uitvind ons is almal positief, het ek salfolie gekry en ek het elkeen in die huis gesalf en ons het almal saam in my ma se kamer bymekaar gekom en ons het gebid en gesê die Here sal ons hierdeur dra. En my ma het nogals vreemd, sy het dit baie dopgehou en sy was baie teen die inenting gewees ook. En ja, so ons het al 10, toe ons toe nou positief is, het ons toe nou maar deurgegaan en van alle en ek dink ek het so bietjie sieker begin raak, weet jy was moeg, jy was die hoes, jy weet die verkoue en dit was 'n verskriklike ding, dit voel asof iets jou bekruip van onder af. En dit was net soos vir my spesifiek persoonlik in die nag het gevoel so daai koors wat jou, hy bekruip jou so en toe weet ek hierdie is, dit was nie lekker nie, dit was erg. So hier by omtrent so dag 7, toe dog ek, Here asseblief, jy weet, ons gaan hierdie deur sien, ons amper daar's nog 3 dagies, ons gaan hierdie deur sien, die regte medikasie wat almal mos nou maar gebruik het, die Vitamine C's en al daai goed. My ma het ek fyn dopgehou want sy het hoë bloeddruk ook gehad en goed. En my pa, so ek het maar basies die suster gespeel in die huis tussen almal, maar almal se temperatuur gevat, die suurstof mag gevat en toe by dag 7 toe sien ek my ma se suurstof gaan so af na 82 toe. My pa se was nog hierso by 91, my boetie se ook. En toe het ek die dokter laat weet en hy het gesê ek sal my mamma moet laat opneem. So toe het ons haar laat opneem, die ambulans daar kom haal, so dit was baie erg en ek dink ook vir hom as 'n dokter, ek wil dit net noem, was dit baie erg want ek onthou hoe hy 6:30 in die oggend al gebel het, dan sit hy al in die kantoor, dan soek hy suurstof en daar was nie suurstofmasjiene of daai wat noem mens daai suurstof kanne, ja, hy bottels, hy tanks. Daar was nie beskikbaar, hy het oral gebel, toe sê hy vir my, Lisa, ek kry nêrens nie, jy gaan haar moet stuur, dat sy kan gaan kry by 'n hospitaal. So sy is eers uit met ambulans, daai selfde dag saam met my boetie, is hulle toe nou in, want sy suurstof het toe nou ook begin drop, en hulle is toe nou opgeneem in die hospitaal, en daai aand, toe die dokter my ma se bloed toets, toe sê hy nog vir ons, haar bloed, die suurstof in haar bloedstroom lyk goed, sy kan huis toe kom. So toe het my man gery, en hy het haar gaan haal en teruggebring, en intussen het my boetie toe nou alleen in die hospitaal moes agterbly, so vir hom, ek
wonder soms en ek wonder nou nog soms hoe moes dit vir hom gewees het, want hy het rondgeloop in die hospitaal. So hy was nie gewoond om uit sy omgewing uit te wees nie. Nou is hy in 'n hospitaal, nou trek hy drips uit, hy haal suurstof af, hy het iewers 'n sak in die hande gekry en hy was erg oor sy goed, sy bangles en sy ringetjies en sy, jy weet, al sy goedjies, hy het 'n mikrofoon gehad waarmee hy altyd rondgeloop het en hy het al sy klere gepak in 'n sak, dan loop hy in die hospitaal rond en die susters en dokters het vir ons gesê, hy het almal gedruk. Soos wat hy in die gange loop, gee vir almal 'n drukkie. En hulle sê dit was net op daai oomblik vir hulle so vertroostend, dat hier kom 'n Down-sindroom kind, ek sukkel om hom in 'n bed te hou, en al wat hy doen is hy gee net liefde in die hospitaal, hy druk net almal, is asof daai dokters en susters op daai oomblik net daai drukkie nodig het. So my ma is toe nou terug by die huis, en soos wat sy terug is by die huis, toe sien ek weer daai suurstof drop weer. En dokter sê toe nee, sy moet gaan. Sy kort die behandeling en sy kort die suurstof. So toe sy in, die 6de en die 7de Junie was hulle so in en uit en al 3 was toe nou in die 7de, dieselfde hospitaal. My pa het na hulle ingegaan. Ek onthou dit was die oggendure gewees omtrent so net na 3 die môre, toe stuur hy vir my 'n WhatsApp, toe het hy getik en gesê, Lizzie, kom help my asseblief. En ek het opgestaan en ek kon onthou, hy het so koors gehad en hy kon nie sluk nie, so seer was sy keel. En al wat ek vir hom kon gee is stroop, van die kinders se stroop, want hy kon nie eers die pilletjie sluk nie, so ek het nou maar stroop gegee vir hom om te sluk. So, ja, toe is hulle al drie in opgeneem, so ekskuus, ja, dit was die 6de, so tussen die 6de en die 7de het hulle so ingegaan, my ma teruggekom, die volgende dag toe is hulle al 3 so een na mekaar, so een na die ander. Ek onthou toe die ambulans ook nog inkom om my pa te kom haal, sy liggaam hy was so maar, my ma het hom versorg, so, jy weet, sy moes hom aantrek, sy moes hom bad, voor dit al, hom help, so, hy was so fragile, ek onthou, hulle het so gesukkel om hom op die stretcher basies te kry, om hom daar uit te kry, en my pa was my hardkoppige, trotse man, jy weet, hy het gesê, ek gaan die hospitaal toe, laat ek net die dood gaan. So, maar ja, toe is hulle al 3 saam in. So Elisa, die hele gesin sê, hoor hierdie deel van die gesin is dan in die hospitaal, ons wag, ons vertrou die Here, hulle gaan uitkom. Wat nuus gekom? Want die uiteinde van wat ons gaan nou praat is, jy het in 'n baie kort tyd, het jy jou pa, jou ma en jou broer aan die dood afgestaan. Ja. En in dit, vertel wie die nuus gebreek, was daar oproepe gewees, wie het gesterf en hoe die gesin gereageer? Okay, so, ja, toe hulle nou almal in is, die 8ste, my sussie is eintlik die ene my sussie haarself was deur al baie trauma in die lewe, maar snaaks genoeg, in situasies soos dit, as toe almal nou oorlede is dit asof sy net sterker was. Sy is toe nou tweede oudste, so sy was net sterker, so al die oproepe het na haar toe gekom, sy het gebel, die hospitaal gebel, sy was in kontak meer gewees, so die 8ste toe is my pa in die ongevalle oorlede, en my ma het nog vir ons oor die foon gesien, die laaste wat sy van hom gesien het, is, daar gaan nou op 'n rolstoel by haar verby, en sy het hom nooit weer gesien, so sy kon nie baie sê nie. Snaaks genoeg, voordat hulle in is, en ek wil dit net graag noem, toe ons by dag 7 omtrent kom, toe dog ons, ons gaan hierdie maak, ons gaan hierdie kan doen. Toe het ons almal nog nagmaal ook saamgeneem, wat vir my baie profound was, want ons het sommer met 'n broodjie en rooi Energade het ons nagmaal saamgeneem. En ja, en toe het ons gesukkel, toe ons die nuus kry van my pa, mens voel half skuldig om dit te sê, maar my pa was 78 en hy het 'n vol lewe gehad, maar ons het ook gesien, lank voor COVID, hoe hy sukkel en hoe hy swaar kry, fisies. En ek en hy het ook 'n paar moments gedeel vroeër in daai jaar, in Februarie, voordat hulle die Junie oorlede is. Het hy ook vir my gesê, weet hy's reg om te gaan. So, dis half amper asof mens vrede gehad het, want ons kon sy suffering sien in die huis, ons kon sien hoe sukkel hy, en dit was net meer vir ons, meer aanvaarbaar, soos,
pappa kan nou gaan rus, want jy weet maar toe het ons nou gesukkel met my boetie, want ons moes hom en my ma by mekaar kry, want hulle sukkel om hom nou in die bed te hou. So het ons toe nou want ek meen, dit was erg. Ek weet jy kon goed net aflaai by 'n container. Jy mag nie ingaan nie, jy mag nie by jou geliefdes wees nie. Jy het letterlik 'n selfoon en video call, dis wat jy het. En ek dink so iets tref 'n mens op so 'n plek dat jy's nooit voorberei daarvoor nie. Dis die laaste ding wat jy verwag. Jy's nie voorberei vir hierdie nuus nie. So my sussie het toe net gebel en gesê my ma, of ek dink dit was my ma wat laat weet het 'n pappie is nou net huis toe. En ja, dit was vir ons baie erg. Ek en my boetie was gelukkig by mekaar, maar dit was eintlik sleg want ons kon nie by my sussie wees want ons mag nie by mekaar uitgekom het nie. En so het ons toe nou dit reg gekry om my ma en my boetie by mekaar te kry, dat hulle by mekaar lê. So ons het hulle toe nou reunited gekry en die 9de Junie toe het my ma laat weet, het was omtrent so 6:00 in die môre, het sy laat weet Boeta's nou net huis toe. So toe het my ma vir ons gesê sy het die nag gehoor omtrent so 2:00, 3:00 in die môre, hy sukkel en toe sy net sy het uit haar siekbed uitgeklim en sy het by hom gestaan en sy het haar hand op sy kop gesit en sy het vir hom gebid en sy het gesê, Here, asseblief maak dit net gou, hierdie kind verdien nie om te sukkel nie. As jy hom gaan vat, maak dit net gou. En dit was letterlik, God se genade was so goed vir my ma, en ek dink my ma was so naby aan die Here, dat hy het vir haar gesê, dis reg, en sy sê, dit was binne minute toe die Here omgevat. Toe hy sy laaste asem uitgeblaas. En hy het nog so goed gelyk op die foto die dag voor die tyd. Mens sou nooit sê dat dit is wat gaan gebeur nie. En toe, ja, en dit is toe nou daai 2 gewees. 7de jou pa oorlede, 8ste jou boetie oorlede. 8ste my pa, die 9de my boetie. Ja, en so ja, dit was ons ergernis, maar intussen het ons ook baie hoop gehad vir my ma. My ma was 'n sterk vrou. En so almal in ons familie sal vir jou sê, en selfs ons huishulp wat saam met haar, hulle was soos vriendinne vir 46 jaar, wat hulle saam 'n pad gestap het gesê, my ma het altyd gebid, en sy het altyd vir my gesê, my kind, ek het vir die Here die volgende gevra in my lewe, is dat, voordat hy my vat, moet hy eers laat ek vir pappie bære, en dan vir Boeta bære, en dan kan hy my kom haal, en dat God se genade so goed was, dat hy dit presies in daai formaat vir haar gedoen het soos wat sy gevra het. Ja. Maar intussen in daai tyd is ons toe nou maar basies meer uit ons incubation period uit, as jy dit nou so wil noem. Ons was nou maar geforseer om weer te gaan werk en so aan. En ja, en toe het ons my ma die 19de Junie het my ma vir ons begin WhatsApp, maar sy het baie muffled getik, soos baie te mekaar, gesien sy raak te mekaar. Hulle het toe nou vir ons gewys, sy het ons laat weet, kyk, sy doen so goed, sy blaas, weet, al die balletjies wat jy moet opblaas vir jou longe, en sy stap, en wat ook al, en toe was daar net soos iewers 'n terugslag, want toe moes hulle haar skuif na 'n hoë sorgeenheid toe, en dis asof sy van daar af net agteruit gegaan het, en die 19de Junie het sy ons laat weet, sy met my gepraat, sy het vir my gesê, my kind, ek het haar heeltyd probeer motiveer en gesê, mami, asseblief druk deur, kom terug huis toe, ons het jou nodig. En toe het sy vir my 'n boodskap soos sy sê, ek het vir my geestelike goed aangestuur, en toe stuur sy vir my terug, sy sê, ek het 'n ervaring gehad met die Here, daai nag, 2 uur daai môre. Sy het heeltyd vir my gesê, as ek huis toe gekom, gaan ek jou vertel. Ek sal julle kom vertel as ek by die huis is. Wat ons toe nou nooit uitgevind het nie. Natuurlik is dit dan nou heeltyd hospitaal bel, ons bel die heeltyd om te hoor hoe gaan dit. En ek weet op 'n stadium was my ma baie ongelukkig oor iets in die hospitaal. Ek dink wat hulle gedoen het is, hulle daai verskriklike wrede maskers vir hulle aangesit het. So hulle wil nie eintlik die mense gesit het op die ventilator nie, so hulle daai non-invasive ventilator gebruik. Dus dit verskriklike masker wat so oor jou kop strap. En my ma was self stikkend hier op haar kop van so daai ding gedruk. En ek dink hulle het op 'n stadium haar hande vasgemaak
want hulle voel die pasiënte raak frustreerd en hulle karring aan die goed. En toe het ek die social worker in die hande gekry by die hospitaal. Sy het gaan opkyk na my ma en ek dis so tussen my en my sussie en sy het laat weet dat sy's nou okay, haar handjies is los, sy's rustig en wat ook al. So die 22ste toe bel ek, toe wil ek met die dokter praat. Ek wou met die dokter praat en my sussie ook, jy weet, ons het heeltyd gebel. En toe sê die dokter, are you COVID clear? Toe sê ek ja, ek is nou al soveel dae al klaar. Sy sê, okay, so you had it, ek mag kom kuier. So die Here het daai voorreg gegee dat ek daar kon uitkom die 22ste. So daai aand het ons gaan kuier en ek onthou ook in die saal instap, dit was verskriklik. Ek dink hulle het sommer 'n maternity ward gevat wat hulle omskep het in 'n hoë sorgeenheid. Wat ek beleef het daar binne was vir my nogals erg en ek voel ook soos, ek dink dis ook waar ek my kwaad eintlik maar bietjie ingekom het, is om te sien hoe die susters daar sit en ek is asof almal maar net opgegee het. Ek het geloop en ek het nog gebid in daai plek en toe hulle my by my ma bring, toe kyk ek van ek dink dis nie my ma hierdie nie. Ek deel dit my by die verkeerde bed en toe sê hulle, dis is Mrs. Versagie, en toe sien ek eers so erg lyk sy. Toe was sy verskriklik geswel, want ek dink hulle gee baie kortison en steroïde vir die longe, en maar al wat ek kan onthou is wat vir my baie opvallend was hoe haar oë geskitter het. Haar oë het geskitter toe ek baie uitkom, en ek kon vir so rukkie, hulle was baie streng op tyd, maar op daai stadium het hulle toe nou, kyk jy nie die mediese terme nie, maar hulle het toe nou gaatjies in die longe gemaak en dreineringspype ingesit in die longe. En die dokter het my gesê dit gaan goed. So ons het maar bly hoop het. Jy weet, op die 22 nog steeds hoop gehad. En sy het so na haar suster gekyk en haar suster se naam was Monica. En sy het gesê, sy het haar hand so gevat en sê Monica is my angel. Maar ek kry masjien dopgehou en ek sien maar daai suurstof is 72 75, maar die oomblik toe sy my begin praat, dan drop hy na 60 toe. En en toe wou ek gou vinnig 'n video call maak met haar foon, so dit was so erg, ek kon nie eers my eie foon uithaal nie. Jy word aangetrek in hierdie ding wat lyk soos 'n space suit basies, van jou skoene, alles, kop, dit is terrible, handskoene wat met oorgaan, en toe ek haar hand so 'n bietjie vas uit, toe vra ek vir kan ek my sussie hulle bel, so dit is my sussie gevideo call. En toe ek my sussie gesig sien op die video, want my sussie was ook deur 'n slegte ervaring wat sy op 'n ventilator was. So ek dink my sussie het baie meer verstaan en begrip gehad. Toe kon ek sien in my sussie se gesig, hierdie lyk nie goed nie. En ek het vir haar gebid en by haar gestaan. Ek wou nog bel huis toe sê die suster vir my, dis nou genoeg, dis te veel vir haar. En haar woorde aan my is, hulle dink ons karring aan die maskers, maar die masker kom los. Dan gaan die alarmpies af. So, dit was maar so, en ek onthou sy was baie lus verdrywe gewees op daai stadium, maar alles wat ons gepak het in die tassie was maar net so daar. So sy was baie siek. En ons is huis toe daai aand. En die volgende oggend, toe kry ek 'n oproep van die hospitaal wat sê, kan ons asseblief hospitaal toe kom? Ek en my broer en my sussie. En dit was so weird, want ek het so in die huis geloop en ek het so gebid, en ek het so geskree en gehuil op my knieë voor die Here. Ek het gesmeek, asseblief bring ten minste net my ma terug huis toe. So ek het daai hoop gehad, daai vertroue in die Here, dat hy gaan haar vir my huis toe bring. Ja. So het ons toe nou gery, en dit is eintlik so erg, want ons het nog steeds hoop gehad. Dit het nog steeds daai hoop gehad, dat ons daar gaan sien, gaan ons goeie nuus kry, ons mag gaan kuier, en eintlik mag my sussie glad nie gaan kuier het nie, want sy het ook baie comorbidities, so sy is baie sensitief, so hulle moes regtig haar nurse en mooi na haar kyk, want sy is een van daai mense wat nie moes COVID kry nie. En sy het gesê, ek gaan. En ons het toe mekaar, ek en my boetie het gery, opgetel, en ons het toe nou deur hospitaal toe, en toe so instap, toe is die gordyne toegetrek, en dus instap, toe sy weg, toe sy hemel toe. Okay, van daar af, het jy as gesin, of mense, of boeties, en sussie, is julle saam daar, nou gaan jy huis toe, want jy het nou net genoem, ek het geskreeu,
en gebid en gepleit. Ek het my pappie verloor, ek het my boeta verloor, spaar net my ma. Ja. Jy kom by die huis aan en ek dink jy is so plat geslaan. Hoe was die volgende paar dae vir Lisa Katske gewees? Vir my persoonlik, toe ons by die huis kom, dit was al baie familie, daarso. En ek het hulle laat weet, ek het my niggies laat weet, gaan haal net asseblief my kinders by die huis. Want hulle was baie na aan my ma. Ekskuus, nou raak ek emosioneel. Ekskuus. Jy hoef nooit jammer te sê nie. Want dit Ja, is jou dit hart. bly 'n seer plek. Ja. Maar ja, die kinders was baie naby aan haar en so het ons toe nou by die huis gekom en gelukkig was daar baie familie daar om ons te ontvang. Ek dink dit was wat ons reg opgehou het as 'n gesin. Is familie wat daar was en ons opgetel het en ons, jy weet, hulle was daar. En om die nuus te breek vir die kinders en die familie, my ma se sissies, almal het sê sy's ook nou weg. En ek meen sy was basies almal se steunpilaar. My ma was baie mense se steunpilaar. Ons het altyd gesê ons huis is soos 'n treinstasie. Jy weet, almal kon daar kom stop en hulle kon kom afpak, hulle emosies, hulle harte, alles. So ja, dit was hard. Dit was hard. Lisa, jy het vanaand genoem al voor ons begin met die opname, jy het in 'n diep gat geval van depressie. Vertel ons van daai gat en hoe lank was jy daarin? Hoe het dit gevoel? Weet jy, ek het so nou pad met die Here gestap. En ek is baie lief vir die Here. Baie. En ek voel hy het my teleurgestel op daai stadium. En ek voel dit is asof my gebede net in die dak opgegaan het. Gevoel asof hy my nie hoor nie. Het gevoel asof ek soos ek het soos 'n weeskind gevoel, fisies en geestelik ook. Het ek soos 'n weeskind gevoel. Ja, dit was vir my erg. Ek meen, ek dink toe alles bedaar, in daai tyd kon jy ook nou nie eintlik mense begrawe nie, want die backlog was so erg gewees. Jy weet, daar was soveel, jy weet, jy kan nie, dit was mal. Dit was absoluut mal. Ja, ek kan onthou selfs aan die kerk se kant. As jy 'n begrafnis hou, was dit voor die tyd moet hulle sê wie gaan dit bywoon. Jy mag, ek dink 50 mense maksimum al wees. Jy mag nie gesing het nie, want dit versprei 'n kiem moontlik. Ek kan onthou dit was 'n regtig waar. Dit was nie humane regtig nie. En daar moet jy jou geliefdes probeer 'n begrafnis reël. Lisa, Helene Bed. Hoe lank was jy daar gewees? Okay, so net om daar gou stil te staan om te begrawe was moeilik want jy moes weke wag. Jy moes letterlik weke wag vir jou beurt. En dan as dit kom by die diens, mag jy ook net 40 mense gehad het, ek dink, en dan moet almal maar ver uit mekaar uitsit. En dit is waar ek so dankbaar was vir ons Lewensentrum familie. Ek moet sê, al die mense hierso, die manne almal wat in tegnies en in die agter die skerms werk, hulle was vir my soos pilare gewees, ek moet sê. Connie, almal like jou mos. Almal was 'n steunpilaar. Maar ja, ek meen, in daai tyd as mens wag, was ek net so plat geslaan. Ek was stom geslaan. Ek was kwaad vir die Here. Ek was so kwaad vir hom. Ek het gevoel ek en hy kan nie nou met mekaar praat nie. En ek dink hy het dit verstaan ook. Ek dink hy het verstaan wat hier aangaan en hy jy weet, mense dink hy is nie daar nie, maar hy is daar. En so amper omtrent so 2 weke het ek net gelê. Ek is altyd 'n ewige optimis en 'n positiewe mens. Jy weet, soos ek sê, ons het nagmaal gebruik en alles, ons gaan hierdie ding doen. En en toe ek daar lê, het ek net gevoel ek sink in 'n gat in en 'n donker gat. Dit is amper gevoel soos as ek nou kan beskryf, soos 'n hasie wat in 'n gaatjie inval. En ek het nie geweet waartoe gaan ek hiermee nie, soos ek het net gevoel, ek lê daar, so ek het nie gebad nie, ek het nie geëet nie, ek het miskien dalk hier en daar opgestaan, dalk iets gedrink, soos water of koffie of so, maar ek het nie my gordyne oopgemaak nie, ek het net basies daar gelê, en intussen het my man Frans toe nou gesien, hier's fout, en hy het toe nou maar van die huishouding dadelik ingetree, hy's 'n eyster, ek meen hy het hierdie so mooi hanteer.
Hy het dit so goed hanteer. Hy was baie sterk vir ons almal, ek moet sê. En ja, so ek het daar gelê en het gevoel ek sink in hierdie gat en ek kan nie uitkom nie. Ek is net en ek het kind of dit ook vir myself toegelaat, want ek het gevoel soos ek dink ek het dit ge-allow maar ek kon net nie dit gevoel so ek net nie my lewe kon terugvat nie. Ek kon net nie daar opstaan nie. Daai leeg gevoel, daai holkol gevoel wat 'n mens ervaar. Mens kan dit nie verduidelik vir mense nie. Dis leeg, dis seer. Jy het 'n naar gevoel. Dit voel amper as jy wil braak, maar jy kan nie braak nie. Dis net leeg. Dis as jou wêreld net leeg is en jy is in hierdie donker gat. So ja, en toe het ek daar gelê en ek dink ek het 10 kg verloor in daai 2 weke. En ja, ek het sien die kinders het maar so nou en dan ingeloer en kom swentjie gee of groet en ja, as ek seker nie geëet nie, ek het nie eens gebad nie, ek het net daar gelê. Lisa, ons gaan nou praat oor waar daar 'n draai gekom. Maar ek dink nou, terwyl ons nou praat, terwyl ons opname nou maak, is dit dalk mense wat dalk nie 3 familielede in 'n baie kort tyd verloor het nie. Maar jy dalk die besigheid waarvoor jy gefight het om te laat survive en te bou, jy dalk hy besigheid verloor. Jy dalk 'n huwelik wat jy jou alles invest het in hierdie vrou of hierdie man en jou hele lewe ingestort het in dit, en jou huwelik het dit nie gemaak nie. En ons kan aanhou met sulke voorbeelde. Ek dink mense wat nou hierna kyk en luister, ons kan daarmee vereenselwig dat ons val, en baie keer val hy mense in 'n diep gat van depressie. Want dit waarvoor ek my lewe tyd spandeer het, dit wat ek so lief is van, dit wat ek gebou het, dit wat ek invest het, is in 'n oomblik of in voor jou oë, met soveel hoop het ek gehoop dit gaan werk. Of daar gaan 'n ander uitkoms gebeur, en dit het nie 'n uitkoms gebring nie. Ja. En nou het die Lisas en die mense van hierdie wêreld wat deur dit gaan, het die reg om te gaan lê. Ek het die reg om te gewig te verloor, ek het die reg om nie te eet nie, ek het die reg om 'n holkol, ek het die reg. Want dit is enorme trauma en pyn en seer. Ja. Maar Lisa, wanneer en hoe is jy uit die situasie uitgeruk? Het jy self besluit dis tyd? Wat was daar 'n teken? Wat het in jou lewe toe gebeur? Want baie mense soek ook nou hoop. Vertel ons van dit. Sure. Okay, so ek het daar gelê en ek het die een aand, of ek dink dit was in die oggendure, iewers in die môre. Dis nou 'n bietjie vaag vir my, dis al 4 jaar terug, maar jy kan sien dit maak nog steeds seer. En ek kan net imagine dat mense se besighede het swaar gekry. Mense het, weet, my man het sy eie besigheid, so ek weet hoe hy gesukkel. Maar hy het gelukkig daai permitte gehad om nog sy werk te kon doen. Omdat hy in occupational health and safety is. So dit was tough. Dit was mal. En ek onthou ek het geslaap en ek het 'n droom gehad en ek droom my boetie met Down syndroom kom by my kamer deur ingestap. En dit was so weird. Dit was amper as wat reël was, maar dit was 'n droom. Maar ek dink ook in 'n mens se gedagtes, in jou brein, en jy weet jy het iemand verloor en jy sukkel met hierdie grieving proses en dit is jy grieve hierdie mense. Voel dit amper asof dit regtig is, maar eintlik droom jy. Jy's half so spasie en ek sien hom instap in my kamer en hy kom so om my bed gestap en hy stop hier reg langs my aan my regterkant en hy kyk vir my en ek sê vir hom, maar wat soek jy hier? Jy moet dood wees. Jy moet mos nie lewe nie. Maar hy het nie eintlik gepraat nie. So hy het net vir my gesmaal. Hy het hierdie verskriklike cute smile gehad en so skewe ene. En hy gee vir my 'n wit briefie en ek vat hierdie briefie en toe kom oopmaak, spierwit, swart op wit staan daar geskryf Jesus loves me. En nee, dit was Jesus loves you. En ek het gedink, hoe kan hy lief wees vir my en vir my so tol order vra? Daar was 'n tol order. Soos dis baie gevra. En ek het wakker geword en die droom kan ek nog kristalhelder onthou. Ek kan nog presies onthou wat my boetie aangegaan het in die droom. En
ek het gelê nog op my regtersy en ek het gekyk en die gordyne was toegetrek. So my ma was iemand wat elke oggend 5:00 in die môre het sy die gordyne oopgetrek en dan sy Bybelstudie gedoen. En sy het altyd gesê, ons moet die dag begin. En ek kan onthou, dit was so goudgeel straaltjie sonlig wat so deur die 2 gordyne so geskyn het. En ek het vir dit gekyk en gedink ek lê, okay, ek het nou 10 kilogram al verloor. Ek kan nie hier opstaan nie, hoe kom ek hier uit? En ek hoor toe hierdie inaudible stem. Dit was 'n klip, harde, duidelike stem wat vir my sê, Lisa, staan op en maak oop die dag. Sure. Dit was soos 'n demand, soos, as jy nie nou hierdie keuse gaan maak nie, gaan jy wegval in 'n totale depressie. En ek onthou ek dadelik, onmiddellik, dis asof die Here vir my gesê het, ek weet jy is kwaad vir my, ek weet jy verstaan nie wat aangaan nie, ek weet jy grieve, ek weet jy rou en jy seer, maar jy moet opstaan. Maak hierdie dag oop. Ja, maak oop die dag. En is asof ek net daar opgestaan het. Ek het uit my bed uitgeklim, ek het die gordyne oopgetrek, ek het die beddegoed afgetrek, in die wasmasjien gaan gooi. Ek onthou nog my man en die kinders en my boetie het nog vir my gekyk en gedink, okay, ek het gaan stort en ek moes my lewe terugvat. Ek moes my lewe terugvat. En besef dat al lê ek daar en ek voel so, die Here is nog heeltyd daar. Hy was nog heeltyd daar, al het ek so gevoel. Ja. Lisa, daar wil ons ook weer met ons mense praat. Maak oop jou dag. Al was die diagnose, ek het kanker. Al het jy jou kind verloor, al het jy gesien voor jou oor daar dinge uit jou lewe uitmekaar uitval, vat terug jou dag of maak die dag oop. Laat die Here se lig op jou val. Ja. So ek weet daarna was dit nie net ek het gaan stort en ek het gaan eet en ek het gaan was. Yes. Daar was 'n proses, maande en maande se proses van herstel en die Here gaan jou weer die Here laat jou in elk geval weer blom. Maar die mense wat hierna kyk, die Here sê ek gaan jou weer laat blom of skitter of uit hy gat uit laat opstaan. So Lisa, ek dink kom ons bid. Dat mense wat nou besef, ek moet opstaan en hy het nie die krag nie, dat die Here se lig op dit sal val. Ja. En sodra sy lig op iets val, Ja. dan gaan die duisternis. Wil jy iets nog byvoeg of kan ons begin Ja, saam weet bid? jy, ek wil net sê dat dit het vir my nogal taamlik vinniger gekom as wat ek gedink het. Alhoewel ek gevoel het ek was kwaad vir die Here, het ek en hy, ek was vinnig weer by sy voete. En dis wat ek wil net as iemand luister vandag net sê en motiveer, weet jy wat, die Here los jou nooit nie. En dit is nie 'n maklike pad nie. Soos julle kan sien, almal kan sien, ek huil nog steeds daaroor. Dit is nog steeds 'n seer plek. Dit is daar, jy kan nooit tyd koppel aan 'n rouproses nie. Jy kan nie. Dit bly seer, die verlange, al daai. Vir my was dit 11:00 in die aand. Ek moes myself bymekaar hou as 'n vrou vir my man en as 'n ma vir my kinders. En ek het my ma beloof, ek en my sussie het my ma beloof, ons sal na my boetie kyk. So ek moes sterk staan vir ander ook. Ek gedink, Lisa, jy moet nou hier kies, want daar's ander mense wat jou nodig het, wat nog hier is. En soos ek sê, dit was 11:00 in die aand, laat aand, showers, daai ugly cries, verlange, 'n ietsie bak. Nou nog is dit daar's triggers soos 'n ietsie wat jy ruik, of 'n piesangbrood wat jy ruik, of 'n parfuum, of 'n liedjie wat speel. Maar dit raak makliker. Dit raak makliker, dit raak beter. En ek glo met my hele hart hier waar ek sit, is dat God kom en hy genees. Hy tel jou iewers op. As jy voel jy is stak iewers, hy kom en hy ontmoet jou iewers. Moet net nie daar vas sit nie. Vertrou hom net. Dis partymal net letterlik is vat sy hand en sê, hy's daar. Jy dink hy's nie daar nie, jy voel kwaad vir hom, maar hy staan daar by jou en hy sê vir jou, vat net my hand, ons kan hierdie saam doen. Ek verstaan, life happens hier op aarde. Lewe gebeur vir ons almal. Life happens. Maar dit is ons ewigheidsprentjie wat ons altyd in oog moet hou. So as ek nie die Here gehad het in daai oomblik nie, weet ek nie wat sou gebeur het nie. En so ja, dit is
Dit is 'n moeilike pad, maar ek moet sê dit raak beter en dit raak makliker en dit raak bietjie meer hoe kan ek sê draagsaam. So Lisa, dankie dat jy iets baie persoonlik, baie seer, baie emotional met ons almal deel. Maar as ons nou 'n gebed kan doen, ja, dat waar ook al iemand in 'n situasie sit, dat ek vandag besluit, ek maak my dag oop. So kom ons bid, Vader, U sê, as ons hulp nodig het, moet ons dit van U af bid. En ons weet, hier's dalk baie mense wat sê, my situasie lyk hulpeloos. Dinge wat gebeur het, in my lewe was so onregverdig, dinge wat gebeur het, was nie gevraag voor nie, ek het nie daarvoor gevra nie, en dit maak het ek dalk nou in 'n gat lê. Soos Lisa gesê het, sy het besluit, want die Here se lig het op dit geskyn, begin en maak jou dag oop. Here, daarom sê ons slaan ons oë na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Net van U af. Ons bid vir mense wat deur geweldige trauma en pyn en verlies gaan, dat U vandag U lig op hulle sal skyn, want daar is hoop in Christus, daar is 'n uitkoms, daar is 'n deurbraak. Dankie Here, dat mans en vrouens en jong mense sal opstaan, nuwe shower gaan vat, weer gaan eet. Ja, die lewe gaan nie maklik en dieselfde wees nie, maar Here, U lig skyn op dit in Jesus naam. Amen. amen. Lisa, dankie dat jy vulnerable was, dankie dat ons hiermee kon deel en daaroor gesels. So, Maandag met Morney, kom ons kyk weer na die volgende episode. Dankie dat jy ingeskakel is. Ek vra asseblief like, subscribe en wees deel van hierdie fantastiese podcast. Dankie julle.